Goeiemôre, mag die hierdie baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou, liewe vriende, die bobbejaan is nogal nie iets onbekend by ons in Suid-Afrika nie. Wat wel tog interessant mag wees, is dat daar verskillende soorte of spesies is, en die spesie wat in Suid-Afrika, insluitend in die omgewing voorkom, is die Kaapse bobbejaan. Hulle grootte en gewig, liewe vriende, hulle is van die grootste in die wêreld. 'n Mannetjie kan tot 33 kilogram weeg en 1,5 meter lank word. Dis nou van kop tot stert, terwyl die wyfies heelwat kleiner is. Hulle vreet natuurlik alles, vrugte, wortels, soms klein diertjies en natuurlik ook daardie ou stukkie wat hulle by die toeriste kan afneem ook. So, liewe vriende, leef hulle in groot groepe saam, tot selfs van honderde lede kan deel wees van hierdie groep, met 'n baie streng hiërargie, wat deur 'n dominante mannetjie gelei word. Nou, liewe vriende, ons sien in hierdie foto ook hoe die bobbejaan tog ook bietjie water moet drink, en die kleintjie wat daar saam drink, en ons wil juist met u ook daaroor so deel, dat die Here Jesus versadig. Ja, hy sorg vir die diere van die veld ook, maar so ook vir ons as mens het die Here ook gekom om ons te versadig en te verkoop in hom, en dat ons waarlik net so sal ervaar die wonderlikheid wat in die Here Jesus is. Ons lees daar in Johannes 4 vers 14, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Liewe vriende, kyk net as 'n mens na die Here Jesus toe kom, die blydskap wat daar in die Here is, dis 'n fontein wat in jou ontstaan, tot in die ewige lewe. So die blydskap is nie net hier op aarde nie, of net eendag in die hemel nie. Daardie blydskap is sekerlik van nou totdat die Here kom. Al mag aardse omstandighede moeilik wees, kan ons altyd in die Here verbly, en ons kan ons altyd in die Here verkoop. En soos die skrif ook sê, dat daar tye van verkoeking voor die aangesig van die Here ook so mag wees. Verder, liewe vriende, moet ons sekerlik bewus wees van die Heilige Gees se werking. Wanneer ons lees in Johannes 7 vers 38 en 39, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees, wat die sou ontvang wat in hom glo. So waarom is hierdie wonderlike waterstroom, blydskap, oorvloed in ons lewe, liewe vriende, oor die Heilige Gees van God wat in die kind van die Here is. Wanneer ons weergebore word, dat die Heilige Gees van God sekerlik in ons bly en hierdie wonderlike werk sekerlik kom doen. Daarom is ons dit so nodig en is ons so algeheel afhanklik van die Here ook om ons daarin ook te kom help. Liewe vriende, en dan in Openbaring 22 vers 17 lees ons, en die Gees en die bruid sê kom, en laat hom wat hoor sê kom, en laat hom wat dors het kom, en laat hom wat wil die water van die lewe neem verniet. So, liewe vriende, die vraag is, het hy al gekom? Sekerlik is dit so, die Gees en die bruid, die uitnodiging is daar, hulle sê kom, en so is dit ook verder, laat ons sien, laat hom wat hoor, en so nadat hy die uitnodiging gehoor het, sal hy sekerlik kan hoor, en nou as hy wil, dan kan hy kom. So dis niks en niemand keer u nie, behalwe u self. As u vandag sê, ek kom Here, ek kom neem u aan as my verlosser en saligmaker. Here, ek kom herstel met u. Die Here sal daar die lewende water opnuut in u lewend maak, deur die wonderlike werking van die Heilige Gees. En mag jy hom so kom vertrou in hierdie dag ook, en mag die Here ook so verheerlik word dan. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, baie dankie dat ons u kan vertrou met ons hele hart. Ons bid ook so vir ons elkeen, dat ons in u versadig sal wees, en dankie vir die uitnodiging wat ons het, om na u toe te kan kom. Amen.